Hallo almal. Hallo daar. Ons kry nou lekker vrae wat inkom van ons gesprek verlede week oor wat is dit wat kreatiwiteit aan ons doen wanneer ons iets kreatiefs doen? Wat gebeur met ons? En 'n lekker opvolgvraag is die vraag: hoe kom mens daar? Hoe kom mens by die plek waar jy dan invloei gaan wanneer jy kreatief kan besig wees en daai gevolge van dit kan kry, daai goeie uitvloeisels van die kreatiewe poging kan geniet. So met ander woorde, wat kan ons self doen om kreatiwiteit by onsself wakker te maak of in 'n posisie te kom waar kreatiwiteit maklik gebeur? Ja, of hoe kan ons seker maak dat ons kreatief besig is? Want ons het reeds gesê, dit beteken nie net dat jy met een of ander kuns of 'n craft besig is nie, maar dat jy 'n kreatiewe ingesteldheid teenoor die lewe het. So, en hoe benader jy dit? Hoe kom jy op daai plek waar dit jou ingesteldheid teenoor die lewe is? En waar jy ervaring skep, waar jy in daai vloeistaat kan ingaan. En ek dink dit is waarmee 'n mens die hele tyd praat is in terme van teenwoordigheid, bewussyn, dat jy jouself aanhoudend daarvan bewus maak dat ek nou nie maar net hier staan en kos maak nie, maar dat ek my sintuie moet gebruik, dat ek om my kyk, dat ek dalk musiek aan het, dat ek soveel as moontlik sintuie betrek, en dat dit 'n kreatiewe omgewing skep. Ek neem nou die voorbeeld van om kos te maak. Maar as mens nou praat van waar 'n mens spesifiek vir jouself ruimte in jou program skep om met meer van 'n kuns of 'n handwerkvaardigheid besig te wees. Hoe kom jy by daai dinge uit? Hoe skep jy vir jou daai ruimte? Sodat dit naderhand amper outomaties is dat jy in 'n omgewing of in 'n oriëntasie funksioneer waar jy kreatief is. Ja, en wat help jou? Wat help jou? Is dit 'n sekere omgewing? Is dit moet alles rondom jou, moet die omstandighede presies reg wees? Want ek dink baie kunstenaars sukkel daarmee dat hulle sê hulle by moet reg wees. Hulle moet geïnspireerd voel. Die omgewing om hulle moet reg wees. En dit is soveel dinge wat hulle eintlik struikelblokke wat hulle in die pad van hulle prosesse sit, dat hulle dikwels dan nou nie by dit uitkom nie. Dis reg. So, en al meer sien mens ook dat ons kan onsself keer om met daai ingesteldheid te leef. Ja, ek dink een van die dinge, ek benader dit nou verkeerd, want ek begin met iets wat nie moet wees nie. Ek dink 'n mens moenie wag vir motivering nie. Nee, want dit is juist die ding, is die motivering of die dopamien word afgeskei wanneer jy begin. So jy dit kom nadat jy jouself aan die gang gekry het. Daai ou spreekwoord van eers begin is half gewin. Dis reg. Is 'n baie waar ding. Ja. As jy die eerste tree gegee het, ek wil amper sê as mens net die eerste tree gee. Ja, dan kom die motivering en jy word gestimuleer en meer dinge gebeur. En dit gebeur. Ja. En ek dink dit is baie waar in terme van kreatiewe prosesse is om wanneer jou ingesteldheid, wil ek al sê, is 'n eerste tree. Dis reg. Om te sê dis hoe ek wil lewe. Met daai tipe van uitkyk met my sintuie wat ten volle geaktiveer is. Ja. Maar ek dink daar is baie maniere ook vir my persoonlik, en dan kan jy dalk ook sê, vir my persoonlik help dit. Ek dink ook as gevolg van my tipe op die enneagram wat 'n 1 is om myself toestemming te gee. Ja. So om myself toestemming te gee om 'n tyd te hê waarin ek net kan wees. Ek dink 'n baie belangrike ding, en dit veral by die 1 is dat 'n mens moet speel. So daar moet 'n speelse element wees. Wanneer die speelse element nie daar is nie, as ek myself te ernstig opneem, as ek die taak te ernstig opneem,
dan smoor ek alle genot daaruit. En dan smoor ek ook die kreatiwiteit van daai van wat dit ook al is waarmee ek besig is. Ja. So speel, myself toestemming gee om te speel. Selfs wanneer dit iets is wat ek moet doen, kos maak of aan die kant maak. Wanneer ek myself toestemming gee om dit te geniet, dan is dit net anders. En dan, dikwels sal ek om by toestemming uit te kom, dis al hierdie maniere wat ons rondom ons ego werk, moet ek eers 'n bietjie om my aan die kant maak. Dis hoe dit persoonlik, amper soos 'n ritueel vir my. As ek by die speelse deel wil uitkom, moet ek net die omgewing waar ek gaan wees, bietjie aan die kant maak. Of 'n laai reg pak, of 'n So met ander woorde, nou nie totaal skoon nie, net so 'n bietjie van 'n orde wat jy skep. Nee. 'n mens se werkplek waar jy kos maak, waar jy pottery doen of enigiets word verskriklik te mekaar baie vinnig. En dit help my om dit net eers net 'n uur of 'n halfuur te vat en dit aan die kant te maak, rustig. En dis amper of daar sappe begin vloei in daai proses van dit mooi maak rondom my. So dis nogal vir my 'n belangrike ritueel. Ek dink daar kan ander rituele wees. Ek dink om musiek aan te sit, om 'n kers aan te steek. Weer eens om al jou sintuie in te bring met iets wat lekker ruik, om dit mooi te maak. En ek dink 'n mens moet eksperimenteer, want dit is ook soos wat 'n mens in spiritualiteit 'n dialek ontwikkel, is daar sekere dinge wat regtig 'n mens stimuleer, elkeen individueel, om kreatief. Ja. Wat sal byvoorbeeld vir jou belangrik wees? Wel, ek dink een ding is, ek moet probeer om nie te moeg te wees nie. So 'n mens moet ook rustye hê. Ek hou nie baie daarvan om kreatief te wees teen druk nie. Dit is nie vir my bevorderlik nie. Die angsvlakke is dan hoër as wat die kreatiwiteitssappe is. Kom nou in vloei, binne die volgende halfuur moet jy in vloei wees. Nee. So ek hou nie vreeslik baie van druk nie. Daarom hou ek nie baie van kommissies nie. Dit plaas druk op my. So ek hou nie heeltemal daarvan nie. Maar die ander voordeel van 'n kommissie is 'n kommissie kan 'n mens partykeer rek om in 'n styl of in 'n medium te werk wat 'n mens nie oor die algemeen doen nie. So daar het voor en nadele. Dan die ander ding is, ek hou daarvan om te doodle. Om net met dit en dat en so besig te wees, en dit is asof ek dan goeders by mekaar maak. Dis byna soos 'n kraai wat goeders in sy nes pak. Hy maak dit net by mekaar en dis mooi en so aan. Ek het geen doel daarvoor nie. Dit is net, dit spreek tot my en so aan, en daaruit. Op tye wat ek dit die minste verwag, dan kom daar iets daaruit na vore. So ek moet tyd hê waar ek tyd mors en waar ek net rond pitter. Ek moenie met iets preslik besig wees nie. En ek hou van 'n bietjie van 'n morsige opset as ek skep. Ek hou daarvan as daar boeke op mekaar gestapel is en daar lê bougoeders wat ek met die bouprojek besig is, skroewe en dit voel vir my ek is hier in hierdie ding besig. So ek hou daarvan en ek hou van verskillende mediums. Ek hou daarvan om musiek te luister. Ek hou daarvan om blootgestel te raak aan verskillende mediums en style, soos byvoorbeeld skilderstyle. En te kyk wat het pottebakkers al gedoen, wat het beeldhouers al gedoen, wat het skilders al gedoen, en jy kom agter, soos wat ons vanmôre praat, jy kan nie verkeerd gaan nie. As jy verkeerd gaan, sê jy net, ek het 'n nuwe styl begin. Dit is hoe dit werk. Ja, ek dink so. Ek dink ons, dit is weer eens, ons het verskriklik baie kriteria op dit wat ons doen. Maar ek dink wat jy sê wat baie belangrik is om oop te wees vir nuwe dinge.
Ja. aanhoudend, sê nou maar jy stel belang in skilder. Jy wil nou graag dalk skilder, maar jy het dit nog nooit eers gedoen nie. Om regtig daarna te kyk, om dit sonder dat jy dit noodwendig doen, maar om na museums toe te gaan, om net te kyk wat is moontlik. So baie ek dink nuuskierigheid stimuleer kreatiwiteit. Ek dink so. En ek dink weer eens, en dit dalk weer by spiritualiteit aan, is stilte. Ja. Om in 'n nuwe omgewing te wees, om op 'n retreat te wees, om tyd te hê. Ek dink dit is belangrik om tyd te hê waar jy hierdie dinge kan doen, kan doodle, kan rondpatter, nie noodwendig iets te moet doen nie, toestemming te hê. Ja. Al daai dinge. Wat my ook help is, ek weet watter tye is besig. As ek baie vroeg in die môre opstaan, dan is ek op my kreatiefste. Dis doodstil, ek sit net en ek kan skryf en so in die aand is dit nie my beste tyd om kreatief te wees nie. So 'n mens kan ook 'n bietjie daarmee speel. Jy leer jou patrone ken. Ja, ons sal graag wil hoor, wat doen julle om in daai gevoel van, of om vir jou 'n spasie te skep waarin jy kan kreatief besig wees. Dit sal interessant wees. Dankie vir die vrae wat ingestuur word. Ja. En ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.